Vriende, ons het baie gebid vir Dominee Wynand Breitenbach, dat hy veilig en voorspoedig, hy en sy hele span, sou ry, langs die pad het iemand gesê, bad call, daar by Stilbaai toe hulle vir Wynand sien, gedink hy gaan dit nie maak nie. Ons is dankbaar dat hulle dit gemaak het, dat Wynand heeltyd op die fiets kon wees en veilig, en die inkom by Situlele was 'n hoogtepunt, soos die mense hom daar ontvang het met al die kosa, gaan nou nie die klanke bymaak nie, maar Wynand het dit baie geniet. Ons gaan kyk na 'n kort video wat Wynand van Situlele af met ons gedeel het. Ons het vandag hierso by Situlele FVK die fondse oorhandig wat ons ingesamel het op hierdie fietstog wat ons gedoen het. En ons wil graag vir elke van julle baie dankie sê daarvoor, dankie vir julle moeite, dankie vir julle tyd, dankie vir julle energie, dankie vir julle alles wat julle gegee het, julle motors, julle fietsse, julle geld. Ons is diep dankbaar en hulle ook. Hulle stuur vir julle groete en sê vir hulle baie dankie vir almal wat julle wat bygedra het. Soveel stories gesien op die pad hiernatoe en soveel mense ontmoet, soveel verhoudings gebou wat ons regtig in die toekoms gaan benut en gaan deel maak van hier. So ek wil graag vir julle baie dankie sê. Dan net my persoonlike hoop is ook net dat ons in ons eie gemeente, in ons eie gemeenskap ook sulke hande sal vat met die VGK in Durban. Mag hierdie fietstog ons inspireer om nie net ver vennootskappe te vorm nie, maar ook net op ons is in ons buurte, tussen ons kerke en tussen mekaar. Vrede en liefde vir julle van Situlele af. Dankie Wynand. Van Situlele gepraat, daar is ook 'n Situlele ope golfdag Vrydag 16 Mei. Die van julle wat goed speel en nie so goed speel nie, dis R3000 per vuurbal, R3000 om 'n bytjie te sponsor, te borg, R5000 om 'n vuurbal te borg. So julle hoe jy ook al betrokke is, dit sal grootliks help. Die Situlele gemeente is besig om kerk te bou, die huidige kerk die bars uit sy nate, so dit sal 'n wonderlike hulp ook daar wees. Kontak die kerkkantoor vir meer inligting. Dan net ook vir kennisname, 'n ou inwoner van die gemeente Dr. P.E.S. Loubser, wat in die Rust gemeente Afdrieoord gewoon het. Hy is oorlede die week en daar's 'n gedenkdiens eerskomende Vrydag hier in die kerkgebou. Offergawes word in die banke opgeneem later in die diens. Jy kan deur SnapScan of Yoco ook dan daar gee, of jy kan 'n kontant dankoffer ook met die uitstap by die deure gee. Vriende, ons gaan begin met ons erediens. Dominee Karin gaan vanoggend die woord verkondig aan die hand van 2 teksgedeeltes uit 2 Kronieke, en haar tema is liefde is om volkome op die Here te vertrou. Nou ek wil die erediens ter aansluiting daarby begin met 'n vers uit Psalm 32. In die 10de vers staan daar: wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Verbly julle in die Here en juig regverdiges. Jubel alle opregtes. En ek wil sê jubel in Jesus Christus die regverdige. Vriende, die Here groet julle, die Vader wat sorg en voorsien, Jesus Christus ons verlosser van sonde en dood, die Heilige Gees wat ons lei en troos en bemoedig en versterk, wat vrede gee en wat ons vervul met die liefde van God. Kom ons sing 'n loflied tot eer van die Here, lied 200 vers 1 en 3.
Vriende, ek kan nie sien nie. Iemand moet my asseblief lei na waar die 3 eenheidskerse staan. Kan ek 'n kind vra? Is hier 'n kind wat my hand kan kom vat en my kan lei na waar die 3 eenheidskerse staan? Ek dink is in daai rigting. Ek soek 'n kind wat my kan help. As meer is, kan julle mekaar nog raad gee. Is daar iemand? Dankie. Hop. Ek moet nader aan jou loop, anders stamp ek. Is ek hier? Iemand hier afval? Toe maar ek gaan hom afkry. Wow, 3 van julle. Dankie. Sjoe, baie dankie. Ek moes julle vertrou. Ons gaan vanoggend, ons het net nou gelees, en ons gaan weer hoor, ons moet die Here vertrou, al weet ons nie altyd mooi, waarna toe hy met ons op pad is nie, en dan stamp ons soms 'n bietjie, en ons is ook nie naby genoeg aan hom, dan stamp ons weer, maar toe ek so 'n bietjie nader aan julle kom, toe gaan dit sommer nog beter. So ons vertrou maar die Here, al gaan dit soms stamperig, nê, en ek het nou gedink is daai kant toe, maar toe vat julle my na 'n goeie kant. Baie dankie. Ons vertrou, ek kon julle vertrou, dankie. Julle kan maar weer gaan sit, hoor. Vriende, die kinders het my gelei na die 3 eenheidskerse. En dis 'n voorreg toe ek by die kerse kom om net vir 'n oomblik bewus te word. Hulle het my as ware na God toe gelei. En ek is bevoorreg om saam met julle ook 'n geloofsbelijdenis te doen by hierdie 3 eenheidskerse. Kom ons staan en ons doen saam belydenis van ons geloof in God, en dan sing ons lied 523 vers 1 en 2. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en in die helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen.
wou vir Dominee Karin Miller vra om vorentoe te kom, om die woord van die Here te kom bedien aan die gemeente. Karin, dis vir ons 'n voorreg, saam met jou kerkraad en gemeentelede en koor, en mag die Here vir jou ryklik seën, nie net vir oggend nie, maar ook in die gemeente. Baie dankie en baie seën. Goeiemôre broers en susters. Goeiemôre jong mense. Goeiemôre kinders. Is nie kinders vanoggend nie. Ek het net gesien 3 kinders lei vir Dominee Kobus na die 3-eenheidskers toe. Geliefdes, kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die liefde vanoggend, maar besonder baie dankie vir u genade, dat ons weer die oggend kon aanskou het. Ek wil nou bid, Here, dat u die woord sal seën, die lees daarvan, en die verkondiging daarvan, maar ook die nadenke aan elke hart vanoggend. As ons dit bid in Jesus wonderlike naam. Amen. Geliefdes, ons skriflesing is 2 Kronieke 15 vers 1 tot 8. En dan lees ons ook 'n paar verse uit hoofstuk 16 1 tot 10. Die godsdienstige hervormings van Asa. Die gees van God het oor Asaria, seun van Oded, gekom. Hy het Asa tegemoet gegaan en vir hom gesê: luister na my, Asa, en alle manne van Juda en Benjamin. As julle by die Here is, sal hy by julle wees. As julle na hom vra, sal hy hom deur julle laat vind. Maar as julle hom verlaat, sal hy julle verlaat. En Israel was lank sonder die ware God, sonder 'n priester wat die wil van God bekend kon maak, en sonder die woord van God. Toe Israel hom in sy nood tot die Here by sy God bekeer het en na hom gevra het, het die Here hom deur hulle laat vind. En in daardie tyd kon niemand veilig kom of gaan nie, want daar was 'n groot onrus in al die lande. Volk het teen volk gebots, stad teen stad, want God het onrus en nood oor hulle gebring. Maar julle moet vas staan en nie moedeloos word nie, want julle sal die beloning vir julle optrede ontvang. En toe Asa hoor wat die profeet, die seun van Oded, aankondig, het hy die moed geskep en die afgodsbeelde uit die hele gebied van Juda en Benjamin laat verwyder, en ook uit die stede wat hy in die Efraimsberge verower het. Hy het ook die altaar van die Here, wat voor die ingangsportaal van die tempel was, laat regmaak. Vers 16. Asa sluit 'n verdrag met die Arameërs. In die 36ste regeringsjaar van Asa
het koning Baesa van Israel met 'n veldtog teen Juda begin. En hy het die stad Rama in 'n vesting omskep om te verhoed dat mense heen en weer beweeg na en van koning Asa van Juda. Asa het toe silwer en goud uit die skatkamers van die huis van die Here en die paleis gevat en dit vir koning Ben-Hadad van die Arameërs in Damaskus gestuur met die boodskap: Daar is 'n verdrag tussen u en my. En daar was daar was al een tussen ons vaders. Ek stuur vir u silwer en goud. Breek u verdrag met koning Baesa van Israel, dat hy uit my hand kan terugtrek. En Ben-Hadad het voldoen aan die versoek van koning Asa. En hy het sy leeraanvoerders gestuur om die stede van Israel aan te val, en hulle het Ion, Dan, Abel, Maim en al die voorstede in Naftali verower. En toe Baesa dit hoor, het hy die bouwerk by Rama gestaak en die hele onderneming laat vaar. En koning Asa het die hele Juda saamgevat en hulle die klip en hout wat Baesa vir die bouwerk by Rama gebruik het, laat wegdra. En hulle het die gebruik vir bouwerk by Geba en Mispa. En in die tyd het die siener Ganani na koning Asa van Juda toe gekom en vir hom gesê: jy het gesteun op die koning van Aram. Jy het nie op die Here jou God gesteun nie. Daarom het die leer van die koning van Aram jou ontglip. En die Kassiete en die Libiërs was 'n groot leermag met 'n magtige getal strydwaans en ruiters. Maar jy het gesteun op die Here. En hy het hulle aan jou oorgegee. Die Here het sy oë oral op die aarde, sodat hy die kan help wat met hulle hele hart op hom vertrou. Maar nou het jy dwaas opgetree, en daarom sal jy van nou af oorlog hê. Asa was so kwaad vir die siener, dat hy hom in die tronk laat sit het. En hy was woedend oor wat die siener gesê het. En in die tyd het Asa ook begin om sommige mense sleg te behandel. Tot sover die geleesde woord van die Here. Geliefdes, in my voorbereiding het ek met die vraag opgekom, wat beteken dit om iemand te vertrou? Ek dink om iemand te vertrou is om hom genadig te wees. En genade is God se terrein. Dis evangelie. Nou waar kom vertroue dan vandaan? Want ons tree tog in die huwelik. Ons waag dit om vriende te maak en gemeenskappe te vorm. Hoe weet ons kan vertrou? Geliefdes, ek sou sê dat dit by God begin. Want dit is juis by God dat mens vir die eerste keer leer om jou vertroue te stel in iets en iemand wat jy nie kan sien nie. Ons kan vertrou omdat ons uit ondervinding en eeuse belydenis behoort te weet dat hy nooit in die steek laat nie. God het ons met sy seun Jesus Christus vertrou. En in hierdie lydenstyd, geliefdes, kan ons dieselfde met ons lewens aan hom doen? Waar wantroue in ons wêreld die reël geword het. Vir ons almal sê die Here weer vandag, sy oë deurloop die hele aarde,
om die onverdeelde hart te soek. Daardie hart sal hy kragtig steun. In ons geleesde gedeelte, geliefdes, as Asa die koning van Juda, of hy kom staan voor 'n geweldige krisissituasie. Die Kesiet, Serach, trek vanuit die suide om te veg teen Asa met 'n mag van 1 miljoen soldate en 300 strydwaans. Asa kan maar ongeveer 580.000 manne bymekaar maak en hulle bewapen met spiese, swaarde en boë. En dit is 'n hopelose situasie, geliefdes, in 'n geweldige krisis. Asa is 'n koning en hy moet die volk beskerm en alles somme maak wat dui daarop dat hy dit nie gaan regkry nie. Wat doen hy nou? Hoe hanteer Asa die krisis in sy en die volk se lewe? In die week, geliefdes, het ek 'n konferensie bygewoon waar ons gepraat het oor kleiner wordende gemeentes, veral op ons platteland se gebiede, maar ook vakante gebiedes. Ons is 307 gemeentes, VGK gemeentes, en 164 daarvan het nie 'n leraar of kan nie 'n leraar bekostig nie. En ons sit inderdaad in die VGK met hierdie krisis. Van die gemeente sê hulle kan nie 'n leraar bekostig nie. En ja, dit is ons kerk en van die voorstelle was dat ons as buurgemeentes saamsmelt, kombineer om standhoudend te wees. Maar soos u weet, is ons verskriklik baie lief vir ons eie kerk. Al sien ons hierdie krisis en al ervaar ons hierdie krisis in ons lewe. In die eerste plek, geliefdes, bly God die Here van die kerk. 'n Kollega van my skryf op sy Facebook-inskrywing hierdie week oor die gesegde wat ons so maklik in die kerk gebruik, dat die vis vrot van sy kop af. En hy sê, dit is nie 'n taal wat in die kerk eintlik hoort nie. Want wie is die kop? Wie is die hoof van hierdie kerk? Dit is Jesus Christus. Hy is die hoof van die kerk. Mens sou eerder kon sê, die vis vrot van binne af. Of 'n boom vrek van sy wortels af. Sien, geliefdes, kyk net na Asa se gebed. Totale oorgawe en vertroue op God alleen. Here, U is magtig en ons is kragteloos, maar ons vertrou op U. Daarom, geliefdes, voel ek diep beswaard. Ek voel beswaard oor, ek wroeg met die gedagte dat ons kultuur, ons gewoontes en ons gebruike as kerk dalk swaarder mag weeg as die krisis wat ons in die gesig staar. In u eie kerk was daar gestem dat 53 gemeentes van Namibië
band wil losmaak. Dit op sigself sê vir ons dat ons almal in 'n krisis situasie is. Ek voel beswaard oor, ek dink dat ons nou moet fokus om kerk te wees en nie kerk te hou nie. Die kerk het nou 'n geleentheid om sout en lig te wees in die land se regering. Maar ook wat in ons kerke besig is om te gebeur. Dis 'n getuienisgeleentheid waar die kerk kan uitreik na mense. Ek wonder of ons benadering dalk moet verander. Geliefdes, ek voel beswaard omdat ek en ons en almal nie al die wysheid in pag het nie en dit vreemde waters is waarin ons almal nou moet vaar. Ek voel beswaard, geliefdes, maar ek berus my in die wete dat Jesus ook so gevoel het toe hy self voor 'n kruis gestaan het en gesê het, op die oomblik is my gemoed beswaard. Ek weet nie mooi wat om te bid nie. Sal ek bid? Vader, maak 'n ander plan, sodat ek nie hoef te sterf nie. Dit kan ek tog nie bid nie. Ek het dan juis gekom om te sterf en op te staan. Ek kan nou net een gebed bid. Vader, doen wat nodig is, sodat mense kan sien hoe groot en belangrik U is, volgens Johannes 12, 27 tot 28. Geliefdes, ons moet onthou dat Asa was nie 'n man vir 'n binnegerigte godsdiens nie. 'n Godsdiens wat maar net die haantjies vou nie. Nee, Asa was 'n man van durf en daad. Die vreemde altare verwyder, die hoogtes verwyder, die sonpilare verwyder, die heilige boomstamme omgekap. Hy skep moed in die woorde van die profesie en dan doen hy actually iets. Hy beweeg 'n hele volk tot reformatie, tot verandering. Hy beweeg 'n hele volk tot gehoorsaamheid. Ons lees in 2 Kronieke 15 vers 10 tot 13 en hulle het in Jerusalem byeengekom en hulle het die verbond aangegaan om die Here, die God van hulle vaders, met hulle hele hart te soek en met hulle hele siel te soek. Die vraag is vanoggend aan elkeen van ons vanoggend. Het ons nie sulke manne en vroue nodig in ons tyd nie? Die wonderlike bemoediging wat ons vandag kry, geliefdes, en die Here is natuurlik gereed om te help. Die bemoediging is dat sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. God is slaggereed om ons te help, want sy oog is op my en u. En daarom mag ons hom nie uit die oog verloor nie, want hy ons altyd in die oog. Daarom mag ons hom nie met 'n verdeelde hart dien nie, geliefdes, want hy het ons met 'n onverdeelde hart lief. Dit bly 'n wonderlike gedagte, geliefdes, dat die Skepper wat die hele skepping onderhou, dit steeds kan regkry om elkeen van sy skepsels in die oog te hou. Is dit nie wonderlik nie? Hy weet alles van elkeen van ons af. Hy ken ons tekortkominge en hy is steeds bereid om ons te leer en ons die pad te wys waarop ons moet loop.
vertrou my. Dis wat almal van ons van mekaar vra. Vertrou my weer en nog 'n keer. Vertrou mekaar. Vertrou weer elke ander mens wat by jou in die skuld is. In die wêreld kan ons nie oorleef sonder dat ons vertrou en vertrou word nie. Die kerk ookie. Ons sal nie eensgesind kan saamwerk, geliefdes, veral as ons nie vertrou nie. En as ons in die kerk nie meer genade gebruik en kan reken op vertroue nie, is ons in die moeilikheid. Ons sal nie eensgesind kan saamwerk nie, veral nie in hierdie tyd nie. Maar weet u, gemeenskaplike krisisse dwing vyande om vriende te word. Wanneer die boot begin sink, werk almal saam om dit leeg te skep. 'n Krisis skep 'n gemeenskapsgevoel omdat mense wat saam in 'n krisis verkeer noodgedwonge met mekaar oor die weg moet kom. God nooi ons, geliefdes, God nooi ons uit om in hierdie tyd genade te betoon deur ons liefde vir hom en ons naaste uit te druk in dade van liefde en sorg. Hoe gaan u as gesin dit in hierdie tyd doen? Geliefdes, kom ons, en hiermee sluit ek af, kom ons maak seker dat ons oë nie van God sal wegneem nie. Vertrou op God, leer weer glo, leer weer lief kry, leer weer vertrou. Onthou, daar waar liefde is, daar is God die Heer. Liefde is om volkome op die Here te vertrou. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die versekering dat u ons in die oog hou, sodat u kan sien presies wanneer ons u nodig het. Vader God, baie dankie dat u ons voorsiener is. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, vra ons dat u ons sal beskerm teen die verspreiding van verdeeldheid, van vyandskap, van wantroue. Ons bely dat u steeds God is oor almal en alles. Ons bid vir stikkende families vanoggend. Ons harte gaan uit na hulle wat moet leef vir elke dag, van die mond of van die hand tot die mond, Here. Gee wysheid en krag vir almal in leiersposisies, elke gelowige, Here. Skenk aan ons u troos, u hulp. Help ons om in hierdie moeilike tye ons oë op u te hou. Maar ons oë ook te hou op mense wat swaar kry sodat u hulle kan help. Ons wil van nou af op u fokus en nooit weer van u wegkyk nie. Here, hoor ons gebed. Amen. Ons gee geleentheid dan vir die koor om hulle sangstuk te bedien.
Heer, U is my herder. Deur Stefanus Leroux Marais. Kom sluit by my aan by die nagmaaltafel. Ek wil graag saam met jou die instelling van die nagmaal doen. Vriende, die Here Jesus het gevra dat ons by tye saamkom, saam eet en drink, saam kuier in sy teenwoordigheid, want hy is die opgestane Here en hom in besonder onthou as die Here wat in sy liefde sy lewe vir ons gegee het, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes en tot 'n ewige verbond waarin ons sal lewe al sterwe ons ook. En dis wat ons vanoggend met vreugde gaan doen, om as ware saam te eet en te drink, en Jesus te gedenk, wat nie net dood is nie, maar wat ook hier by ons is. En dankie dat ons ook saam met julle as VGK, dit as 'n eenheid kan doen, want dit was deel van Jesus se bedoeling, dat ons juis saamkom, ook in sy teenwoordigheid, saam met mekaar lewe. Ek wil vra dat u as gemeente 'n gebed doen, 'n tafelgebed,
Ons sing die Ons Vader gebed. Ons staan lied 266. As jy Jesus Christus saam met ons bely as die Here, is jy welkom om saam met ons die tekens van sy sterwe ook te gebruik. En dit gaan aan u uitgedeel word. U kan die brood neem, ons gaan dit saam gebruik, so hou dit eers by u. Ontvang dan ook nog eers die wyn of die druiwesap wat wit is ook in die houer, sodat jy nie die houer van onderaf druk en alles uitval nie. Soms so 'n stukkie tafel raad, en dan as almal ontvang het, gaan ons dit instel, ek en Dominee Karin, en ons gaan dit saam gebruik. En as jy uitgaan, neem asseblief die glasies, daar is emmers by die deure waarin u dit kan plaas. Ons is gereed om saam te eet en te drink op Jesus Christus, ons Here. Die brood wat vir jou gebreek is en wat ek nou weer breek, is 'n teken van die gebreekte liggaam van Jesus Christus aan die kruis. Neem dit, eet dit en glo dat sy liggaam vir jou gebreek is tot 'n volkome versoening vir al jou sondes. Geliefdes, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat sy bloed vergiet was tot volkome versoening vir al ons sondes.
Vriende, is almal bedien met brood? Nie met brood bedien nie. Voorste ry. Almal bedien met wyn of druiwesap. Dan is ons gereed om saam te eet. Here Jesus, U is hier by ons. Ons eet saam in U teenwoordigheid. Here Jesus, U is hier teenwoordig. Ons drink saam en dink aan die bloed wat in U liefde gevloei het. Kom ons staan en ons sing saam lied 334 vers 1, 2 en 4. En daarna kan jy sit en dan sal daar geleentheid wees vir 'n dankoffer. Vriende, ons bring nie meer skuldoffers aan God nie, net dankoffers.
Vriende, kom ons sluit af met 'n wonderlike lied van vertroue, lied 280 vers 1, 2 en 3. Kom ons staan. Sou u hande voor u kon oopmaak as 'n teken van u ontvangs van die seën van die Here. Die Here sal julle seën in sy liefde, in sy teenwoordigheid, met sy oog op jou en sy krag vir die stryd. Die Here sal jou sterk in jou vertroue. Hy sal jou omvou in sy liefde. Amen.